Ja, een ding wat ek altyd vir die kindertjies sê van die kerk is dat 'n soldaat gaan mos nie na die slagveld toe sonder 'n wapen nie. En as God vir ons dan sê ons is elke dag in 'n stryd betrokke, dan klee hy ons dan ook met 'n wapen in die hand. En dit help jou nie om 'n wapen te hê en jy weet glad nie eers om hom te gebruik nie. En hoe vaardig jy met daai wapen is nie. Want hierdie wapen wat God in ons hande plaas, is die wapen eintlik van die waarheid van die skrif. Hy sit in jou en my hand die woord. Want in Efesiërs 6 vers 17 en 18 staan, die swaard van die gees, dit is die woord van God, bid ook in die gees met al jou gebede. Al hierdie ander dele van die wapenrusting is om jouself eintlik te verdedig, of jou bereid te maak, dink aan die skoene, die helm en al hierdie ander dinge. Maar die wapen is waarmee ek en jy kon terugveg. Die swaard van die gees van die woord. Ag, dit is seker nie 'n letterlike swaard nie, maar ek en jy, dis een van die wapenrusting items wat ek en jy daagliks kan vashou. Wat ons daagliks in ons hand kan hou, en dis die woord. En hierdie woord het twee kante. Die swaard het mos is twee kante. Dit sny deur leuns van die vyand en dit bring die waarheid van God. Wanneer Jesus in die woestyn versoek is, het hy nie teruggeveg met emosie of selfvertrou nie. Hy het net gesê, daar staan geskrywe. Hy het die waarheid eintlik maar net ontbloot, want hy het die leuen afgesny. Hy het dit met die woord gedoen. En so moet ek en jy ook. Ek besef dat deur die jare 'n mens eintlik 'n skatkis van Bybelkennis het, nê? Want hoe ouer ek geword het, het ek besef hoeveel van die woord ek eintlik in my lewe al saam met my dra en bymekaar gemaak het, en dit in jou alledaagse gesprekke al uitkom, dan is woord al deel van jou lewe. Maar ek wil jou herinner aan die skatkis van woord wat ook in jou is, en ook aan die ander beloftes in God se woord. Gebruik dit. Gebruik die swaard. Spreek dit uit as jy bang is. Deel dit met ander as jy moedeloos is. Paulus sê, bid in die gees met alle gebede. Gebed is nie iets wat net jong mense doen as hulle bang is nie. Dit is dalk die grootste bediening wat ons ouer mense kan hê, want ons het tyd, ons het wysheid, en ons het al hierdie woord wat al reeds binne in ons is. Die gees wat met Pinkster uitgestort het, werk ook in ons nou, wanneer ons dan bid, of selfs eenvoudige woorde in jou familie en almal rondpraat. Gaan en gebruik die woord as 'n kragtige wapen. Elke dag. Kom ons bid saam. Heilige Gees, leer my om die woord reg te gebruik. In gebed, in my gesprekke, en in die stryd, in hierdie daaglikse stryd. Maak van ons voorbidders. Laat ons nie net wag vir die einde van ons lewe om eers reg te leef nie, maar laat ons veg totdat die einde toe met u woord in ons harte en op ons lippe. Amen.